Blaai saam met my na Joshua 24, Joshua 23 en 24. Voor ons dit saam lees, daar is veral twee aanhalings wat baie bekend is uit hierdie boek Joshua. Dis baie gewild ook. Die eerste ene was Joshua 1 vers 9, waar God vir Joshua aanmoedig en elke gelowige voor elke uitdaging wat ons het in die lewe. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. En dan die tweede een, daardie teks was die een waarmee ons in Januarie begin het, toe ons uit Joshua se preekreekse begin het. Die tweede een, en hy is ook baie bekend, en eintlik is hy nog meer gewild, want hy is kort en almal onthou hom en gebruik hom graag. Dis Joshua se geloofsbelijdenis aan die einde van sy lewe, Joshua 24 vers 15, waar hy sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis waarmee ons dan vandag hierdie reeks uit Joshua afsluit. Hierdie reis deur Joshua was vir my regtig besonder. Ek weet nie of jy saam met my nie, maar ek het goed in Joshua ontdek in boodskappe wat ek nog nooit voorheen besef het nie. En goed wat vir my van die hele evangelie van Christus baie duideliker geword het, uit dit wat gebeur het, toe hulle Kanaan ingeneem het. Soos God deur al die eeue beloof het, het hy die hele land wat hy aan Abraham beloof het, aan die volk gegee. Onder Joshua se leiding het hulle dit alles in besit geneem. Hoofstuk 22, 23 en 24 is so die afsluiting van die boek. In hoofstuk 22 het ons gelees hoe Joshua elke stam teruggestuur het huis toe, daar na die nuwe land, daar na die deel wat God vir hulle aangewys het. Ons het verlede week daarop gefokus en hoe die Here ons op hierdie weg huis toe en by die huis, hier waar ons nou lewe, hoe hy ons gebruik in mekaar se lewe, om mekaar aan te moedig en selfs aan te spreek, sodat ons getrou aan die Here sal bly. Hoofstuk 23 speel 'n hele ruk later af, waar Joshua die volk by mekaar roep en dan hulle herinner aan God se getrouheid en al die genade wat hy gegee het. En dan roep hy hulle op, hy moedig hulle aan om getrou te bly, in toewyding, en gehoorsaamheid aan alles wat die Here leer. En nog 'n hele ruk later, in hoofstuk 24, lees ons nou hoe Joshua nog 'n laaste keer die volk by mekaar roep. Om weer van God te getuig, dat hulle weer hoor wie hy is, en dan stel hy hulle voor 'n keuse. Nou hierdie twee gebeurtenisse, hoofstuk 23 en 24, is twee gebeurtenisse ver uit mekaar uit. Maar die inhoud is so baie dieselfde, dat ek dit vandag saam wil hanteer en saam wil fokus. Kom ons kyk in hoofstuk 23 net 'n enkele paar verse. Vers 1 tot 3, dit was al lank dat die Here na alle kante toe aan Israel rus gegee het van sy vyande, en Joshua was al baie oud. Joshua het die hele Israel geroep, die leiers, die hoofde, die regters, die amptdraers, en vir hulle gesê, ek is al baie oud. Julle het gesien wat die Here julle God alles aan hierdie nasies gedoen het ter wille van julle. Dit is hy, die Here julle God, wat die oorlog vir julle gevoer het. Kom ons lees vers 8. Julle moet aan die Here julle God getrou bly, soos julle dit tot nou toe gedoen het. Vers 11. Julle moet dus lê julle dus daarop toe om die Here julle God lief te hê. Vers 16. Die waarskuwing, as julle die verbondsverpligtings wat die Here julle God julle opgelê het, nie hou nie, en julle dien ander gode en buig voor hulle, sal die toorn van die Here teen julle ontvlam en sal julle gou verdwyn uit die goeie land wat hy julle gegee het. En dan 'n hele ruk later, dan roep hy hulle by mekaar.
Kom ons lees hoofstuk 24. Joshua het al die stamme van Israel bymekaar gebring in Sichem. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die regters, die amptenare geroep, en hulle het hulle plekke kom inneem in die teenwoordigheid van God. Toe sê Joshua vir die hele volk, so sê die Here, die God van Israel. Lang gelede het julle vaders, onder hulle was Tera, vader van Abraham en Nahor, ander kan die Efraat gewoon en hulle het ander gode gedien. Ek het julle voorvader Abraham ander kan die Efraat geneem en hom die hele Kanaan laat deurgaan. Ek het hom baie nakomelinge gegee. Aan hom het ek vir Isak gegee en aan Isak vir Jakob en Esau. Aan Esau het ek die Seerberge gegee om in besit te neem, maar Jakob en sy nageslag is af na Egipte toe. Ek het vir Moses en na Aaron gestuur en ek het Egipte met rampe getref soos ek dit goed gevind het. Daarna het ek julle uitgebring. Ek het julle voorvaders uit Egipte gebring en toe hulle by die Rietsee kom, het die Egiptenaars hulle agtervolg met strydwaans en ruiters. Julle voorvaders het na my geroep om hulp. En ek het dit donker laat word tussen julle en die Egiptenaars en die see oor die Egiptenaars laat kom, sodat hulle bedek het. Julle eie oë het gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het. Daarna het julle lank in die woestyn gebly. Toe het ek julle gebring na die land van die Amorite, wat oos van die Jordaan gewoon het. Hulle het teen julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle mag oorgegee, sodat julle hulle land in besit kon neem. Ek het hulle uitgeroei om vir julle plek te maak. Toe Balak, seun van Sipor en koning van Moab teen Israel oorlog wou maak, het ek vir Biliam, seun van Beor, laat roep om 'n vloek oor julle uit te spreek, maar ek het nie na Biliam geluister nie. En hy moes julle teen wil en dank seën. So het ek julle gered uit die hande van Balak. Julle het deur die Jordaan getrek en by Jerigo gekom. Die mense wat in besit was van Jerigo, die Amorite, Ferisiete, Kanaaniete, Hetiete en Girgasiete, Jewiete en Jebusiete, het teen julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle mag oorgegee. Ek het al tevore die 2 Amoritiese konings laat moed verloor. Dit het hulle voor julle uitverdryf, nie julle swaarde en julle pyle en boë nie. Ek het julle 'n land gegee, wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfbome, boorde wat julle nie geplant het nie. Betoon nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders ander kan die Eufraat en Egipte gedien het en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat voor julle voorvaders gedien het ander kan die Eufraat, of die afgode van die Amorite in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien. Dit is die Here ons God wat ons voorvaders uit Egipte, die land van slawerny, gebring het. Hy het daardie groot wonders voor ons oë gedoen en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het en teen al die volke deur wie se gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uitgedryf. Die Amorite wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. Maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God. Hy is 'n God wat onverdeelde trou eis en wat julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n einde aan julle maak. Die volk het vir Joshua gesê, nee, ons sal die Here dien. Toe sê Joshua vir die volk, julle is self getuies daarvan, dat julle gekies het om die Here te dien, en hulle antwoord, ons is. Toe sê Joshua, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit, en wy julle heeltemal aan die Here die God van Israel.
En die volk sê vir Joshua, ons sal die Here ons God dien. Ons sal na hom luister. Joshua het daardie dag vir die volk 'n verbond gesluit en vir hulle daar in Sicham voorskrifte en bepalings vasgelê. Hy het die dinge in die wetboek van die Here opgeskryf, 'n groot klip gevat en dit daar onder 'n groot boom by die heiligdom van God regop gesit. Hy het vir die hele klip gesê, sien julle die klip? Hy sal 'n getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal 'n getuie wees teen julle, dat julle nie julle God bedrieg nie. Daarna het die Joshua die volk laat gaan, elkeen na sy grond toe. Dis die woord van die Here. By albei hierdie volksvergaderings van Israel, jy kan maar amper sê waar die hele gemeente van Israel bymekaar was, almal wat deur God uitgeroep is en deel gemaak is van sy volk, amper soos wat ons hier bymekaar is. Maar hy bring hulle almal bymekaar en hy begin elke keer met die herinnering aan dit wat God gedoen het, aan al die beloftes wat hy gemaak het en nou elke een daarvan vervul het. Daar was nie 'n enkele belofte wat nie vervul is nie. Hierdie laaste keer dat hulle juis by Sichem bymekaar kom. Sichem is die plek daar waar die Here die eerste keer vir Abraham gesê het, hierdie land Kanaan gaan ek vir jou gee. En dis daar waar Abraham dan die eerste altaar gebou het om God te aanbid in hierdie land wat eendag sy nageslagsin sal wees. En nou is hulle daar. Hulle lewe in hierdie land en hulle woon al lankal daar in vrede. In hoofstuk 23 was dit Joshua wat aan die volk was en aan die woord was en dan die volk herinner het aan wat God gedoen het. Maar in hoofstuk 24 is dit God self, sy woorde wat Joshua net oordra wanneer Joshua sê, so sê die Here, die God van Israel. God herinner hulle daaraan dat hy vir Abraham uit die ongeloof geroep het, dat hy vir hom vir Isak gegee het as seun. Die ou man en die ou vrou wat nie meer kinders kon hê nie, God gee nuwe lewe. En aan Isak het hy vir Jakob gegee en Jakob se nageslag is Egipte toe. Julle onthou die hele verhaal van Josef, hoe die Here dit gevat het en hulle daar gebring het en hulle van hongersnood gered het. En na omtrent 400 jaar wat hulle daar lewe en verdruk word, stuur hy vir Moses en vir Aaron om die volk uit daardie onderdrukkende slawerny uit te verlos. Hy laat hulle droog deur die Rietsee trek en dan maak hy daai Rietsee se waters toe oor die weermag van Farao en van Egipte. Hy bevry sy volk. Lank in die woestyn het hy hulle laat bly en hulle daagliks versorg en dan bring hy hulle terug na hierdie beloofde land toe. En dan dryf hy hierdie inwoners voor hulle uit. Hierdie mense vir wie die toorn van God op hulle sonde vol geword het. Straf hy hulle met die banvloek en hy gebruik sy volk en hy maak die land vir hulle skoon. En hy gee dit aan hulle. Elke belofte nagekom. Nie omdat hulle iets daarvan verdien het nie. Inteendeel. Nee, omdat hy dit beloof het. En omdat hy betroubaar is, absoluut getrou is aan wat hy sê. Jy kan opsom asof die Here sê, ek het julle voorvaders uit ongeloof gaan haal destyds. Ek het julle verlos uit die slawerny. Ek het julle gebring in die land van melk en honing aan julle gegee, waarin julle nou al lank in vrede lewe. En dan van vers 14 af, is dit Joshua wat nou aan die woord is. Joshua wat die volk bring by 'n keuse. Julle weet wie God is, julle weet wat hy gedoen het, julle weet wat het hy gedoen teenoor sy vyande, julle weet hoeveel genade het hy aan julle gegee, en nou moet julle kies. Opsie 1, betoon eerbied aan die Here, en dien hom in opregtheid en met trou. Opsie 2, as julle dan nie die Here wil dien nie, dien dan die afgode van julle voorvaders, en die afgode van hierdie volke in wie se land julle woon. Die volk moet kies. Elkeen moet kies.
Dis die een of die ander, daar's geen middeweg nie. Om die Here getrou te dien met eerbied en opregtheid, of om hom te minag en afgode te dien. En sonder dat hy dit voorskryf aan hulle, maak nie saak wat hulle sou kies nie, selfs al sou hy die enigste wees, gee Joshua duidelik sy keuse. Ek en my huis, ek en my familie, ons kies om die Here te dien. Maar dadelik, die volk huiwer geensins nie. Soos een man bevestig hulle, dat hulle nie eens daaraan dink om God te verlaat nie. Hulle gaan nie ander afgode dien nie. Nee, hulle onthou sy verlossing, hulle onthou die wonders wat hy gedoen het in Egipte, die wonders wat hy gedoen het op reis, hoe hy hulle uit genade geseën het en hierdie land vir hulle gegee het. En daarom is hulle antwoord soos Joshua se, vers 18, ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. En nou sou mens dink, nou sal Joshua tevrede wees. Dis tog wat mens nodig het. Dis tog die oogmerk, 'n belydenis van geloof. Maar Joshua waarsku. Hy sê nee. Julle kan nie. Julle kan nie, want God is heilig. Hy is onverdeelde trou. Hy sal nie opstandigheid en sonde duld nie. Julle kan hom nie dien nie. As julle hom kies vandag, en julle loop later agter vreemde gode aan, dan sal hierdie God, wat so goed is vir julle, dan sal hy die rampe oor julle bring, en hy sal 'n einde aan julle maak. Pas op wat julle kies. God laat nie met hom speel nie. In hoofstuk 23 vers 16 was sy waarskuwing baie duidelik. Onthou julle, ons het dit gelees, as julle nie by God se verbondseise bly nie, en ander gode dien, sal die toorn en die woede van God teen julle ontvlam, en julle sal verdwyn uit hierdie land uit. Maar Joshua se waarskuwing laat hulle nie spoed verloor nie. Vasberade roep hulle uit, nee, ons sal die Here dien. Joshua vra weer, is julle reg, baie seker? En op sy vraag antwoord hulle, dat hulle self getuies sal wees, dat hulle kies om die Here te dien. En met hierdie keuse gemaak, gee Joshua dan vir hulle 'n baie logiese opdrag. En hy sê vir hulle, julle het gekies om die Here te dien, gaan dan en verwyder alle afgode tussen julle. Nou daarmee is nie te sê dat hulle op daai stadium vreeslike klomp afgode aanbid het nie. Dit beteken net, daar is nog volke, daar is nog mense tussen julle wat afgode dien. Maak skoon. En nie net nou nie, maar vir die res van julle lewe, soos wat julle die Here dien. Maak skoon dat daar geen vreemde gode tussen julle sal wees nie. Wy julle heeltemal, geheel en al en alleenlik op die Here, die God van Israel. En dan soos ons 'n vorige keer gesien het in Joshua 8, wat ook daar by Sichem afgespeel het, onthou julle tussen die Ebalberg aan die een kant en die Gerizimberg aan die ander kant, waar hulle die verbondseise van God aangehoor het en aanvaar het, doen Joshua dit weer. Hy skryf weer die voorskrifte van God op in die wetboek. Jy kan sê die Bybel. En hy rig 'n klip daarop as 'n gedenkteken. 'n Teken om hulle te herinner aan die keuse wat hulle daardie dag gemaak het. En om hulle te herinner aan die implikasies van daardie keuse. Om God getrou te dien en om te weet, hy is 'n jaloerse God. Hy is onverdeelde trou, hy alleen, want ietsie anders vat sy eer en sy glorie totaal weg. Nou moet ons onthou, hierdie was nie die eerste keer wat die volk hulle geloof en hulle gehoorsaamheid aan God bely het nie. Hulle was nog sy volk van die begin af. Hy het hulle skoongemaak op reis van Egipte na Kanaan toe, sodat die wat nie op hom vertrou het nie meer saam ingekom het nie. En reg van die begin af, van hulle deurtrek deur die Jordaan, deur die hele kampanje om die hele land in besit te neem, was hulle gehoorsaam aan hom. Het hulle in toewyding aan hom gelewe en aan hom alleen, behalwe net Akan wat ons van gelees het na die slag in Jerigo. Hierdie was
gelowiges wat voor God gekom het, sy volk. Maar hulle moes weer bevestig, waar lê hulle lojaliteite? Hulle moes weer daardie geloofskeuse duidelik maak. En so is dit met my en met jou ook. Daar is in elke gelowige se lewe 'n eerste keer om hierdie keuse te maak. Soms weet mense presies watter oomblik in hulle lewe het daardie eerste bekering en besef van geloof in hulle opgestaan en sy lig laat skyn. Maar vir baie, veral mense wat in gelowige huise groot geword het, is daai oomblik nie so duidelik nie. Maar tog, ook vir hulle, moet daar 'n dag kom wat jy besef. Ek weet nie wanneer dit gebeur het nie, maar dit het gebeur. Ergens langs die pad het ek by 'n punt gekom waar ek regtig weet, ek glo. Dit is belangrik. Ons moet tot daardie besef kom dat Christus se verlossing nie maar iets in die algemeen is vir die mensdom nie, maar dat jy by die besef kom om te sê, vir my Here. Jou erkenning van geloof in God en in Jesus Christus, die besef daarvan in jou eie hart wat uit oopgaan in die mond, in die woorde wat jy sê, dit duidelik maak. Jou geloof dat die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dat hy die enigste ware God is en dat jy in hom glo, hom alleen en volkome vertrou vir alles in jou lewe. Dat hy jou verlos het van jou sonde en jou swaar kry en dat niks wat in jou lewe meer gebeur straf van hom af is nie. Dat jy met hom versoen is omdat jy glo in Jesus Christus en dat jy voortaan nie meer vir jouself wil lewe, maar vir hom. Vir hom wat uit die dood opgestaan het en jou gered het. Dat jy geloof om te weet dat hy my herstel en dat ek nou sy beeld sal uitleef. Dat hy in my sigbaar moet word, dat ek sy verteenwoordiger sal wees by die werk en by die pad en by die huis en hier Sondag as ons by mekaar is. Daardie besef, daardie besluit dat jy sal nastreef elke oomblik van jou lewe om hom op die beste manier te verteenwoordig wat jy maar kan, in elke geleentheid, in elke omstandigheid, in elke besluit, in elke woord en selfs elke gedagte. Hoe kan ek God verteenwoordig nou? Dat ek hom liefhet met my hele hart en siel, met al my kragte en al my verstand. Al weet jy nie wanneer daai skeiding gekom het nie, moet jy weet dit het gebeur. Moet jy dit bely en weet en sê. Dat elkeen wat glo die keuse maak en dan soos Thomas kan uitroep toe hy aan Jesus vat om te sê, my Here, my God. Maar daardie eerste keer wat jy dit doen, is dit maar net die begin. Want reg deur ons lewe, soos hier ook, reg deur ons lewe kom ons gereeld voor die keuse om ons geloof en oorgawe en in toewyding aan God te bevestig en te herbevestig. Weer en weer, dat dit nog steeds so is. En vandag, nou, hier, stel God se woord vir jou en vir my weer voor daardie keuse om te bevestig. Dien jy hom of nie? Onthou 'n bietjie, wat het hy gedoen as jy jou keuse oorweeg? Omdat die mens in sonde dood verval en volkome verlore was, het die Vader sy seun gestuur. En na 'n perfekte, heilige, gehoorsame lewe het hy ons sonde op hom geneem.
Het hy God se toorn en sy wraak daarop in ons plek gedra en homself geoffer in die dood van die kruis, die verlating van God, sodat hy ons met God versoen. Nie omdat ons iets gedoen het om dit te verdien nie, helaas, maar omdat hy ons nog voor die skepping al gekies het, en deur sy Heilige Gees in ons harte die wedergeboorte en die geloof gewerk het, sodat ons daardeur deur die geloof wat hy gee, deel kan hê aan die verlossing wat hy gee. Dat ons saam met Christus uit die dood opgewek is en 'n plek in die hemel ontvang, daar waar die allerwonderlikste, ewige, heerlike, salige erfenis reeds gereed lê. Dis wat ons van hom ontvang, en meer nog, terwyl ons in hierdie ou lewe nog swaar kry, is dit met die belofte van hom, dat niks ons van die liefde van Christus kan skei nie. Dat ons niks hoef te vrees nie. Selfs nie die lyding en die dood nie. Want hy het dit oorwin. Hy het ons by die naam geroep, ons behoort aan hom, ons dra die merk van God, selfs die duiwel het nie vatplek op ons nie. En dit alles, genade, van 'n liefdevolle hemelse Vader, wat ons as sy kinders aanneem, omdat ons in Christus glo met 'n geloof wat hy gegee en bewerk het. Kies dan vandag. Kies dan en bevestig of jy hierdie drie-enige verbondsgod met oorgawe en van harte en toewyding gaan dien. Of kies om hom nie te doen nie. Om liewer te doen wat jy wil, en soos jy wil, en wanneer jy wil, en soos wat dit jou gewoonte is. Soos wat die wêreld jou onder die aanhitsing van die duiwel verlei om te doen, om die afgode van ons tyd te dien, besig te wees, in die jaag na geld en sukses en gewildheid en eie willigheid en gemaksug, en tog net nie, asseblief, tog net nie selfverloning en nederigheid. Maar besef, wat is die gevolge van hierdie keuse? Dit is hierdie keuse waar God jou vyand word en waar sy toorn en sy wraak op jou sonde sal afkom. Dalk nie gou nie, dalk selfs nie is in hierdie lewe dus kan die graf nie, maar wees verseker. Die keuse om die afgode van ons tyd te dien sal definitief tot die ewige helse doodstraf lei. Dink maar aan wat gebeur het met hulle in die sonvloed in Noag se tyd. Dink maar aan hulle in die swaalvuur van Sodom en Gomorra in Lot se tyd. Dink maar aan die banvloek waarmee God die volke van Kanaan gestraf het. Kies jy om God te dien? Onthou die waarskuwing wat Joshua gee vir elkeen wat hierdie keuse maak. Die Here is 'n heilige God. Hy is 'n God wat onverdeelde trou eis. Hy sal nie opstandigheid en sonde duld nie. Jy het met die lewende God te doen. Hy en wie dit verskriklik is om in sy hande te val, want hy's 'n verterende vuur, leer hy vir ons in Deuteronomium en in Hebreërs. Dink maar 'n bietjie, watter kinders word aangespreek en getug? Jy weet, 'n pa en 'n ma sal nog die buurman se kinders laat wegkom met 'n ding, maar hulle eie kinders, die word aangespreek, en as hulle nie luister nie, word hulle getug. So is dit met die Here ook met sy kinders. Ons lees in Hebreërs 12 vers 5, dat hy die wat hy lief het, sal tug en sal bestraf. Ons leer meer nog. 1 Petrus 4 vers 17 sê dat sy oordeel begin by die kerk. By ons wat hier sit en sê ons het die keuse gemaak vir hom. Dis waar hy begin met die siftingsproses in sy finale oordeel. Moenie waag om 'n vrome keuse te maak,
om hom te dien en daarna voortgaan soos wat ons gister gelewe het, soos eergister en verlede week nie. Moenie dit waag met God nie. Hy is heilig. Hy is onverdeelde trou. Maak jou keuse. Vir die eerste keer of in 'n herbevestiging. Weeg die twee kante. En mag die Heilige Gees ons oë oopmaak. Mag hy ons harte aanvuur dat ons nie sal anders kan nie. Dat ons ook soos Joshua sal kan bely. Maak nie saak wat die wêreld en ander doen nie. Wat my betref, ek sal die Here dien. Mag ons elke een kom by daardie punt waar Thomas was om te sê, my Here, my God. En gaan lewe dan soos jou keuse, gaan lewe dit uit. Vandag al. Maak vandag al die veranderings in jou lewensbesluite en in jou gewoontes. Stel dit nie uit nie. Ons het met God te doen. Soos Joshua opdrag gegee het, dat hulle die afgode van hulle tyd onder hulle moes uitverwyder het, so moet ek en jy dit ook gaan doen. Nie môre en oormôre en volgende week nie. Wat sal dit wees vir jou en vir my, waarmee ons moet ophou? Is dit om ons eie willigheid neer te lê? Of om op te hou om die veilige keuses te maak en God net te dien sover as wat jy bereid is en waarvoor jy kans sien, daarom nie boots and all nie. Dalk is dit die gejaag na die wind van hierdie lewe, na finansies en eiendom, of gemak, of gewildheid, ongepaste afleiding en vermaak, gewoontes wat net nie pas by God se kinders nie. Ons het almal goeders. Ek en jy, elke een het goeders wat net eenvoudig nie pas by die keuse om God in oorgawe te dien nie. Ons moet ophou daarmee. En ons moet net doen wat God ons leer, om hom te verteenwoordig. Net doen wat hy voorskryf. Sy woord. Alles is daarin. Maar ons moet weet, dat ons dit in groot afhanklikheid moet doen. Afhanklikheid van God, want dit is net deur die Heilige Gees wat hy ons gewillig maak, wat hy die geloof in ons werk, wat hy ons help om 'n keuse te maak, en wat hy ons help en ons bekwaam maak om dit te kan doen. Op ons eie is ons maar net mens, en sal ons weer bly struikel. Soos wat 'n kindjie nie oor die pad kan stap sonder om sy ma en pa se hand te gryp nie, so kan ons nie God se lewenspad loop sonder om in hom te wees nie. Sonder dat die Heilige Gees ons vashou en ons in sy heerskappy lewe en ons luister en doen soos hy wil. Ons kan God net dien in die mate wat ons onder die heerskappy van die Heilige Gees lewe. En dit gebeur wanneer jy hom meer en meer opsoek in gebed en in die woord, en in die lees en die nadenke en in die verkondiging daarvan. Maak vanoggend jou keuse en bevestig dit. Is dit om God getrou en opreg te dien in oorgawe en in toewyding en met ywer wat sigbaar is aan almal om jou? Of nie? En gaan lewe dan daardie keuse van jou uit, met die krag en onder heerskappy van die Heilige Gees. Mag hy, God die Heilige Gees, vandag, nou, 'n herlewing in my hart en in jou hart werk. 'n Herlewing in hierdie gemeente, dat ons sal kies om hom te dien. En dat ons gaan verwyder en stop met dit wat nie pas nie.
Amen.